Hallo daar en welkom. As jy dalk vandag by ons insluit en inskakel, wil ons vir jou van harte sê welkom. Ons is op die mooiste tyd van die jaar vir ons as gelowiges. Ons nadink oor Jesus, oor die pyn, die lyding, ja die Via Dolorosa. En hoe wonderlik is dit nie dat ons ook in hierdie tyd van die jaar by hierdie gedeeltes van Johannes se evangelie en ons reis met Johannes oor die afgelope meer as 'n jaar, dat dit by ons by hierdie plek uitgebring het. As jy dalk meer wil weet van die voriges en die vorige notas, asseblief stuur net my e-pos, ek sal vir jou die skakels aanstuur, dit is in elk geval op hierdie platform. Maar as jy saam met ons gereis het tot op hede, dan is ek seker dat daar's iets wat met jou hart gebeur het, en iets wat nou op hierdie oomblik ook met dit gebeur. En ek bid so dat die Here ons juis in hierdie moment sal kom ontmoet. Die volgende paar weke stap ons bitter stadig. Johannes skryf sy evangelie so, né? Eerste 3 jaar van Jesus se lewe vinnig. Dan word dit dramaties stadiger vir die laaste paar dae. Kom ons sê van 3 jaar na 3 dae en dan na 3 ure. Hierdie laaste fokustyd as dit ware van Jesus se tyd op aarde, van sy diepe lyding. So kom ons sê dit vir mekaar, daar's nie genoeg woorde om die intensiteit van wat Jesus beleef het vir mekaar mee te deel en dit te beskryf nie. Dit is oorweldigend, dit is geweldig intens. Dit is seer en dit is so mooi, alles op dieselfde tyd. Daarom bid ek so dat net in ons saamstap in hierdie tyd, dat die Here deur sy woord so aan die woord sal wees. Verlede keer het ons gesien dat die Kairos moment is hier. Jesus word in die nag gevange geneem, hy word onregverdiglik verhoor, en 3 keer word hy onskuldig bewys. Annas kry niks teen hom nie, Kajafas stuur hom met 'n valse beskuldiging dat hy 'n misdadiger is, en Pilatus kom uit en sê, maar hy is onskuldig. En dan terwille van die vrede, sê Pilatus, goed, hier is die opsie wat ek op die tafel vir julle sit. Kom ek laat iemand vir julle vry, want dit is mos die vredesgebruik, nie waar nie? Dis wat ons doen elke jaar, ons laat iemand vir julle vry. So kies julle nou, Barabbas of Jesus? En die ironie het ons verlede keer vir mekaar gesê, die seun van God langs Barabbas, wat beteken die seun van God. En die eerste persoon vir wie Jesus die plekke mee verruil, is Barabbas, die seun van God, letterlik vertaal. Hierdie misdadiger wat saam met sy groep in die grotte weggekruip het op die platteland en die Romeine beroof het, beide die soldate en hulle reisigers. Hierdie mense wat bekend was vir hulle mishandeling van ander. Jesus verruil sy plek, die onskuldige vir die skuldige. En dis die pad van die kruis, dis waarvoor hy gekom het. Kom ons bid dat die Here ons nou verder vat op hierdie reis. Here, dit is Vrydag. Ons ken dit nou as Goeie Vrydag. Maar as ons na u woord kyk, dan lyk niks van wat hier gebeur goed vir ons nie. Dis vir ons bitter onregverdig en Here, op hierdie dag en hierdie ure gebeur daar soveel wonderlike waarhede wat vir ons duisende jare later steeds aan die hart gryp. Want u liefde, u intense omgee vir die mens, vir die redding van die mensdom, word net al hoe meer sigbaar en duidelik. Daarom bid ek so dat u vanuit u woord, so aan die woord in ons lewe sal wees en so sal doen wat net u kan, dat ons regtig in hierdie tyd, hierdie ontmoeting met u sal beleef. Dankie vir u woord, dankie Heilige Gees dat u ons herinner aan Jesus se woorde, dat u dit ook kom oopbreek in ons harte, en dat ons die liefde van God Drie-enig vir ons stoffelike mense opnuut net weer kan ontdek en oor nadink. Asseblief spreek, Here, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Johannes 19 vers 1. Toe het Pilatus vir Jesus geneem en hom laat gesel. Sien, Jesus en Barabbas het nou plekke verruil. En nou laat Pilatus vir Jesus gesel. Die beskrywing van daai woord gesel is wyd bekend. Maar kom ek sê in kort dis nie die houe wat die Jode gebruik het as straf nie. Die kenmerklike 39 houe met 'n tipe sweep op jou rug nie. Nee, dit was meer intens as dit. Dit was bedoel om wreed en skrikwekkend te wees. So 'n karwats was 'n band gewees, 'n leerband met hakke aan. Van hulle was van metaal en van dit was van diere se bene gewees. So jy kan jouself indink wat sou gebeur wanneer 'n karwats die ontblote rug van iemand sou tref en die vlees wat daarmee uitgeruk sou word. Dis verskriklik en ek wil nie verder daarop ingaan nie. Ek dink die beskrywing is al hoe meer bekend.
En omdat dit gedoen was om die skrik in mense wakker te maak, kan ek en jy dink hoe wreed dit sou wees toe Jesus geslaan was, oor en oor en oor en oor. So wanneer Jesus geslaan word, is Pilatus se bedoeling daarmee om die Jode tevrede te stel. Hy wil hierdie man vermink en hom so vir hulle bied, sodat daar nou vrede kan wees, sodat hierdie, ek wil sê bloeddorstigheid in hulle, hierdie haatdraandheid in hulle harte, sodat dit versadig kan word. Hy het Jesus laat gesel, en dit was waarskynlik Syriese soldate wat Jesus geslaan het, want die Romeinse soldate sou neergekyk het daarop, en die wreedheid daarvan het ek en jy in films soos The Passion of the Christ het ons gesien. So Jesus word wreed aangerand. Die soldate het 'n doringkroon gevleg en dit op sy kop gesit. Hulle het vir hom 'n persmantel aangetrek. Die ironie hiervan en die sarkastiese manier hoe hulle Jesus hierin hanteer is verskriklik. Want die doringkroon wat hulle daar by mekaar sou kry, se bedoeling was eenvoudig om Jesus te spot. Maar as hulle dorings op sy kop sou druk, kan jy jouself indink na die wonde op die rug, die gif in jou naby jou brein, nê? Die ontsettende hoofpyn wat dit sou kon bring. As jy ooit in 'n doring getrap het, dan kan jy jouself indink hoe intenseer dit moes wees. En dan die gebruikelike spottende koninklike mantel. Ja, pers was die koninklike kleur gewees. So Jesus wreed aangerand met hierdie spottende mantel en 'n spottende kroon. Terwyl hy wat gekom het, juis vir die kruis, is in wese besig met sy troonbestuiging. Jesus is op pad om die plek van sy koningskap in te kom. Ja, die koning het gekom vir sy kroon, maar die kroon kom deur die kruis. En die bestuiging van sy troon sou juis so wees, vanweë sy liefde vir sy mense. Hulle het hom herhaaldelik het hulle na hom toe gekom en gesê, ons groet u, koning van die Jode. En elke keer het hulle hom geklap. Nou die gedagte van 'n klap was bedoel nie net om te spot en te wys, ons het die mag en jy's niks nie, maar die sarkasme daarvan, en die aanhoudende daarvan. Wie weet nie wat het Jesus alles deur daai nag deurgegaan tot op hierdie oomblik nie, en hier gaan dit net voort. Pilatus het toe weer buitentoe gekom, onthou, hy het nou al gesê, Jesus is onskuldig, nee. Hy het na buite toe gekom en gesê, kyk, ek bring hom vir julle buitentoe, sodat julle kan weet, en nou sê hy dit in die openbaar, ek vind geen skuld in hom nie. Nou vir iemand wat onskuldig is, wat so wreed aangerand word, wys vir jou vir die hartvogtigheid en die liefdeloosheid wat by die Romeine ook bestaan het. Hulle het niks gevoel vir die Jode nie. En hulle voel niks vir hierdie Jesus nie. Hy vind wel dat hy onskuldig is. Volgens die billike wet van die dag is Jesus onskuldig. En kyk wat maak hulle met 'n onskuldige. Toe het Jesus buitentoe gekom, nog so met die doringkroon op en die persmantel aan. Pilatus sê toe, dit is die mens. Sommige bereken, hierdie verwysing is eenvoudig net, hierdie is die man, dit is hy, die een wat ek vir julle bring, wat ek gevat het om gegeesel te word. Nou wonder ek, hoeveel van die geklappery, die geslaanery en die houe, sou Jesus se liggaam reeds so misvorm het, dat hy nie gelyk het soos hy gelyk het toe hulle hom gevat het om gegeesel te word nie. Die wreedheid daarvan, om dus te sê, dit is hy. Maar aan die ander kant, dit verwys so in 'n groter konteks na Daniël 7. Jy weet, die seun van die mens wat sal kom, Jesus wat hom beskryf as die seun van die mens, en hier is hy, die mens, 'n dieper vlak. God wat mens geword het en onder ons kom woon het, soos Filippense 2 ons die hele tyd herinner, is hier vir ons sigbaar, die mens. God in mensevorm, God hier voor ons, dit is hy, Jesus, die een wat almal sou ken. Gaan lees gerus Sagarias 6 vers 12 en 13 vir meer. Toe die priesterhoofde en die wagte hom sien, skreeu hulle, kruisig hom, kruisig hom. Hoor net soos wat Cicero dit beskryf het, en hy was 'n Romeinse geskiedskrywer, hy noem dit, this was a cruel and disgusting penalty. Dis hoe hy verwys na die kruis, a cruel and disgusting penalty. Nadat hulle Jesus so wreed aangerand het, is die Jode nie gelukkig nie. Hulle het 'n groter plan, hulle wil sien hoe Jesus gekruisig word. Vat julle hom en kruisig julle hom, sê Pilatus toe vir hulle. En dan vir die derde keer, want ek vind geen skuld in hom nie. Vir 'n derde keer, onskuldig.
Annas kry niks nie. Caiaphas kry niks nie. Hulle stuur 'n valse gerig en 3 keer sê Pilatus hy is onskuldig. Die Jode sê toe vir hom, ons het 'n wet en volgens die wet moet hy dood, omdat hy hom as die seun van God voorgedoen het. Aan die ander woorde, ons wet bepaal dit, maar ons is eintlik magteloos om dit te voltrek. En die wonder hiervan is omdat die Jode ingeperk was tot en met wat hulle kon doen. Onthou julle, hulle wou hom op 'n stadium stenig en toe het Jesus dit gekeer. Hy het hulle aangevat en toe daar weggeloop. En so 'n paar keer wou hulle al Jesus stenig en hom om die lewe bring. Maar Jesus se kroon kom deur die kruis en Jesus sal dit laat gebeur. En die Jode se hartvogtigheid en die dryf na die kruis toe is uiteindelik Jesus se voorspelling dat dis wat sou gebeur. En hier gaan dit nou gebeur. Hulle skree daarvoor. Hulle sê, hy het hom as die seun van God voorgedoen. Hier is die ironie, hulle kla Jesus aan vir laster. Later in vers 15 sal ons sien, hoe hulle eintlik die is wat laster. Toe Pilatus dit hoor, het hy nog banger geword. Hierdie is so ironiese waarheid. Want Pilatus was op daai stadium 'n baie magtige man, 'n man met soveel mag bekleed, dat wat ook al hy besluit sou gebeur, sou in Jerusalem gebeur. Maar sien, daar was 'n politiese situasie wat hom op 'n plek gebring het waar al wat hy wou doen op hierdie oomblik is om keiser Tiberius tevrede te stel en om vrede te bewaar en te behou en te handhaaf in Jerusalem. Op hierdie oomblik is daar die moontlikheid dat doen hy nie wat die Jode verwag nie, kan daar 'n opstand wees in Jerusalem. En ons weet daar's tussen 100 en 200.000 pelgrims in die omgewing. Die wat vir Jesus is, die wat teen Jesus is en natuurlik die Romeine wat probeer met hulle soldate om die vrede te bewaar. Soos daar hierdie wreedaardige oomblik is, juis die aand voor die Sabbat sou gebeur of die dag voor die Sabbat die aand sou gebeur, weet Pilatus dat hy sal nou baie wys moet wees. En hulle dring daarop aan, Jesus moet gekruisig word, en sy vrees het nie te doen met vrees vir hulle nie, maar vrees vir die posisie waarin hy is, en natuurlik vrees vir die gesag bo oor hom, wat natuurlik die keiser is. Hy het weer in sy amptswoning ingegaan en vir Jesus gevra. So dink vir jouself, as Johannes hom beskryf as hy was bang, dink vir jouself, hoeveel plannetjies moet hy nou maak? Hy moet uitvind, wat moet hy nou sê, om hierdie mense wat daarop aandring om Jesus dood te maak, om hulle tevrede te stel, om hulle gemoedere te kalmeer. So hy het ingaan, nou vra hy vir Jesus, waar kom jy vandaan? En nou bly Jesus stil. Die oomblik waar Jesus homself kon verweer, waar Jesus kon aandring op sy koningskap, die oomblik waar Jesus sy posisie kon inneem, bly hy stil. Want die pad wat hy gekom het om te stap, die lydensbeker wat hy gekom het om te drink, wou hy volledig drink, sou hy volledig drink. Dit was sy missie, nee? So Pilatus is desperaat. Die haat van die Jode teen hom maak vir hom nie sin nie. Hoekom hierdie man, hierdie onskuldige man, so wreed om die lewe wil laat bring? Pilatus sê toe vir hom, praat jy nie met my nie? Weet jy nie dat ek die mag het om jou los te laat en ook die mag het om jou te kruisig nie? En hier is die ironie. Die een in wie se oë hy kyk op daai oomblik is die een wat sê, as die Seun jou vrymaak, is jy waarlik vry. En hier dink Pilatus, hy is die een wat Jesus geboeie gehou kan hou of hom vry kan laat. Die een wat vir hom kan help of nie. En Jesus antwoord hom, u sou geen gesag oor my gehad het, as dit nie van bo aan u gegee was nie. Daarom het hy wat my aan u uitgelewer het, groter skuld. En hier die eerste, Jesus het gesê, uit 'n koninkryk wat nie van hier is nie. Hy sê, die koninkryk wat hy het, is die koninkryk wat die gesag gee. En Pilatus, jy het nie hierdie posisie, as dit nie aan jou gegee was, deur my Vader nie. As dit nie aan jou gegee was, deur die Here God nie. En so jy het nie gesag oor my nie. Maar dan die belangrike, hy wat my aan jou oorgelewer het. en die enkelvoud is nogal 'n komplekse verklaring daarvan, want daar's verskillende moontlikhede. Op die oog af, as ek en julle so lees, dan lees ons hier in Judas, nie waar nie? Dat Judas hom uitgelewer het. Maar het hy? Of het Judas hom net verraai daar in die tuin? Wie is die wat hom oorgelewer het? En dit lyk of dit verwys na Caiaphas. Caiaphas, die groot hoëpriester van daai oomblik. Caiaphas, die een wat vanaf Johannes 7 hierdie planne maak om Jesus gevange te kry. Caiaphas wat gesê, dis beter as een man sterf as wat almal sterf. So Caiaphas, en dan Caiaphas as verteenwoordiger
van die Joodse Raad, hulle wat Jesus uitgelewer het, sodat dit 'n beskrywing waarskynlik aan hulle is. Maar alles is in Jesus se hand. Gaan kyk maar bietjie 3 vers 35 en 13:3. Jesus sê, alles gebeur soos hy dit wil hê dit moet gebeur, en sal gebeur. En tog, die Joodse leiers, se aandeel hierin. Later sal Paulus hierna verwys en sê maar, dis wat julle gedoen het. Petrus sal daarna verwys. So dis nie onbekend gewees nie. Hieroor het Pilatus probeer om hom los te laat. Sien, Pilatus probeer, so Stefan Joubert sê, sy heel bes om Jesus van die kruis af te hou. Hy gee sy alles, né? So Pilatus het probeer om hom los te laat, maar die Jode het geskreeu, en hoor nou hierdie woorde, as u hom loslaat, is u nie 'n vriend van die keiser nie. Elkeen wat homself as koning voordoen, is in verset teen die keiser. So op hierdie oomblik word hierdie vriend, wat die woord wat dit beskryf is loyaliteit, word gebruik om Pilatus te dreig. So gee jy nie in aan ons versoek nie, gee jy nie toe daartoe nie, dan gaan ons jou aankla as iemand wat nie loyaal teenoor die keiser is nie. En Tiberias was 'n wrede man, so dit sou in kort beteken, Pilatus, jy het 'n keuse, of Jesus of jy. Dis wat ons vir jou bied. Dis nie 'n Barabbas Jesus storie nie, dis 'n of Jesus of jy, wat gaan jy nou doen? Pilatus het sy bes probeer, en tog het hulle hom in 'n, wat hulle sou beskou, 'n skaakmat situasie. Jesus het vir Pilatus gesê, hy is die koning. En nou het Pilatus as dit ware die woorde wat sê, hy het hom as koning vir my voorgedoen, hy sê wie hy is, wel nou kan ek op grond daarvan seker ingee. En tog sal dit hy wees wat volgens die sinoptiese evangelies sy hande in wat hy beskryf het as onskuld, sou was. Toe Pilatus dit alles hoor, het hy vir Jesus buitentoe gebring en op die regbank gaan sit op die plek wat klipterras genoem word, in Hebreëus Gabata. Nou Gabata beteken letterlik vertaal as 'n hoë plek, 'n high place. Dit was 'n plek gewees, 'n platform gewees, waar die mense wat onder was van 'n ver afstand af jou kon sien. So hierdie is in die openbaar van die openbaar in daai ruimte. En Pilatus gaan neem as dit ware 'n stoel in, 'n plek in van gesag, om nou 'n beslissing te vel. Dit was die voorbereiding vir die Paasfees. Eksodus 12 vers 6 beskryf meer daarvan. In kort, dit was die Vrydag. Die dag gewees waarop die laaste paaslammertjies geslag sou word, daar by die tempel, geoffer sou word. En op hierdie dag waar die lammertjies geslag en geoffer sou word, is Jesus die een wat veroordeel word. En dit was omtrent 12:00 die middag, letterlik vertaal die 6de uur na sonopkoms, 'n baie spesifieke uur, want die 12de uur volgens Joodse oorlewering was die tyd, en hoor nou mooi hierdie simboliese betekenis, waar die suurdeeg uit die huise verwyder moes word. Suurdeeg natuurlik 'n verwysing na sonde, want suurdeeg, dit laat dit rys, so dit gaan oor jou trots, en ons wil die trots, en dit wat jou laat rys, wil 'n mens uit jou huis uit hê, want die sonde maak dit om ons, hoe sê die Engelse, puffed up is, nee, dit maak jou groter, en voor God is dit andersom, sonde maak ons groter as wat ons is, daarom moet dit verwyder word. En hier is die wisseloomblik, op die uur, wat die suurdeeg uit die huise uit weggeneem word, neem Jesus as dit ware die suurdeeg van die mens op hom. Dis die oomblik van die beslissing. Van hier af sou hy die sonde dra. Van hier af sou hy die prys betaal, wat vanaf sy doop al sy missie was. Hy sê toe vir die Jode, hier is julle koning. En dis 'n so ironiese uitspraak, gaan kyk 'n bietjie vers 12 net weer. Maar hulle skree, vat hom weg, kruisig hom. Toe vra Pilatus vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Onthou, hulle het gesê, dat jy kan nie sê jy's 'n koning en oorleef nie. So nou sê Pilatus, so dis julle koning, né? Julle bring hom vir my, sodat ek hom dan nou om my lewe bring. En dan hierdie lasterlike uitspraak. Die Jode wat Jesus beskuldig van laster, kom hier in die openbaar voor die klipterras, en pleeg openbare laster. Hoor wat sê hulle? Die priesterhoofde antwoord toe, ons het nie 'n koning nie, ons het net die keiser. Daar's 'n storie agter dit, nê?
Onthou jy toe Israel vir Saul gekies het as koning en God gesê het, maar ek is julle koning. Dan moet geen mens oor julle heers nie. Ek, die Here, moet oor julle heers. Hoor wat sê die priesterhoofde hier, ons het nie 'n koning nie. Ons het die keiser. Hulle vat 'n ongelowige Romein en plaas hom in die plek van die gesag van God. God wat oor hulle moes heers. Ons het nie 'n koning nie. Ons het die keiser. Gaan kyk 'n bietjie 1 Samuel 8. Gaan kyk Rigters 8 vir meer daaroor. Toe het hy hom op hulle versoek oorgelewer om gekruisig te word en hulle het Jesus weggeneem. Die onskuldige vir die skuldiges. Die beslissing is gevel. Dis 12:00 die middag. Jesus se Via Dolorosa, se weg na lyding, of van lyding, se weg op pad na Golgotha toe, het begin. Hoe belangrik is dit nie vir jou en my om, ook as ons dink oor die suurdeeg in ons lewe, in hierdie oomblik te weet, die Here wil dit wegneem. Hy wil die sonde wegneem. Die Paaslam het gekom om sy lewe te gee, sodat daar nooit weer 'n offer gebring hoef te word nie. Die koning het gekom vir sy kroon. Sy kroon kom deur die kruis. Heilig is sy naam. Here, wat 'n wonderlike oomblik vir ons, om net te kan dink oor dit wat op hierdie spesifieke oomblik in die geskiedenis gebeur het. 12:00 daardie Vrydagmiddag, toe die beslissing gevel is, en Pilatus gedink het, hy het die skrifgeleerdes, die familiehoofde, die fariseërs, ja, die Joodse raad tevrede gestel, was daar in die hemel die oomblik gewees van intense bewustheid van die lyding wat besig is om te gebeur. Dat toe Pilatus gedink het hy het gesag, was dit Jesus wat in gesag gestap het op sy troonbestuiging, op weg na die kruis. Here Jesus, ons kan nie anders as om net te sê dankie nie. Ons kan nie anders as om net te waag om in hierdie oomblik ook die sonde en die lelik van ons lewe net in U hande te plaas. Te sê asseblief Here, kom was ons skoon. Kom herinner ons aan die liefde wat U op daai oomblik vir ons gehad het, wat gemaak het dat U volhard het. Met 'n verslete liggaam, 'n aangerande liggaam, met die bloed wat drup soos wat U loop, vasbeslote op pad, om tot op die einde te volhard. Dankie Here vir hierdie oomblik, ook in ons lewe. Neem ons verder dan hier vandaan, ook in hierdie tyd, dat ons nie dit wat U ook vanuit die woord vir ons openbaar, dat dit nie net kopkennis wees nie, maar dat dit ons lewe verander. Ek bid dit in U naam. Amen. As jy nog nie hierdie Jesus ken nie, as jy nog nie by 'n plek gekom het waar jy jou lewe in sy hande oorgeplaas het nie, wil jy dit nie oorweeg nie? Ag, stuur vir ons 'n e-pos en ons sal graag saam met jou bid. Al wat jy doen is om te erken, Here, ek het U nodig. Here, ek kan nie, maar U kan. Here, ek glo U is die Here. Ek glo U is die gestuurde. Ek glo U het gesterf en U het opgestaan. Ek glo U het my lief. Neem my lewe. Ek wil U volg. En dan word jy deel van die familie van God. Vir altyd. Soos jy agter hom aanstap en ontdek hoe mooi die Jesus lewe regtig is. Ek bid so dit vir jou vandag.